speel muziek van niemand anders nie as ons eie Bloemfontein se Daniel Wesley, Go Get It Girl. Ek is Cyril Leon saam met jou hier op Milie FM, skos vir jou ore, vir jou gesê, as het vir Louise Nel wat ingestap het met haar koppie koffie, ek sien Jean, ek het mooi gekyk na jou. Ja, verseker, baie dankie. Hoor is so vir die anders wat nou nie weet nie, Louise Nel, jy het 'n begrafnis, julle is 'n begrafnisondernemer, Louise Nel begrafnisondernemers, nee. Dis reg, ja. So, baie geluk, want ons het nou so van die lig af gepraat, jy sê, Best of Bloemfontein, julle is gereid as die begrafnisondernemer in Bloemfontein, baie geluk. Baie dankie, ja, ons is regtig geseënd, en dit was vir my regtig, ek kon dit nie glo toe hulle by my kantoor instap en vir my sê, hoor so, jy is die beste van Bloemfontein. So, hoe lank is julle nou aan die gang? Weet jy, ek het 20 jaar ondervinding in die begrafnisbedryf, maar ek het my eie plek 7 jaar. Louise Nel begrafnisdienste, ja. Alright, so ek bedoel, om die beste te wees, moet daar dinge wees wat jy anders doen as al die ander ouens, want anders sou mense jou nie gebruik het nie. So ek wil graag by jou hoor, ek bedoel, daar's vele mense wat in enige besigheid, is daar altyd verskeie ouens wat dieselfde doen as jy. Maar as jy nou moet kyk na Louise Nel begrafnisondernemers, wat maak julle anders? Wat doen julle so klein bietjie anders as die res van die ouens? Weet jy, Cyril, ek wil vir jou 'n staaltjie vertel. Ek het so 17 jaar terug 'n dame se mamma begrawe, en sy bly in Witrifuur, dis baie ver hiervan. Ons het nou mekaar nog nooit weer gesien nie, en daar gaan nie 1 week verby wat sy nie met my praat en nog steeds vir my dankie sê vir wat ek vir haar beteken het nie. En dit is wat die verskil maak, is daar by ons raak ons kliënte raak ons familie. Ons is nie 'n besigheid nie. Ons help hulle regtig tot die beste van ons vermoë, want by Louise Nel begrafnisdienste is dit vir ons 'n roeping en nie 'n beroep nie. So. Ons loop absoluut die ekstra myl vir ons families, net so wanneer ons byvoorbeeld 'n ter aarde bestelling doen, dan verduidelik ek ook vir my families, wanneer ons die kus tot onder gesak het, dan sal hulle sien, sit ons so dik spons op die kus, net om dit vir die familie makliker te maak wanneer hulle begin toegooi. Ja. Laat dit nie so hard is wanneer hulle begin terug toegooi nie. So ja, dis sulke klein dingetjies wat ons anderster maak. Ons maak ook vir die mense, as dit hulle behoefte is, memory kussentjies of 'n memory beertjie as hulle wil 'n kledingstuk bring en so. Ons doen ook huiskonsultasies, as iemand wil sê, weet jy, ek wil by die huis gekonsulteer word, dan gaan ek na hulle toe. Wanneer 'n familie by my hulle naasbestaandes kom groet, dan sien hulle naasbestaandes op 'n hospitaalbed, met 'n mooi kussing, met 'n mooi laken, met 'n mooi duvet oor. Hulle kan aan hulle naasbestaandes vat, hulle kan by hulle kuier so lank as wat hulle wil, as dit hulle behoefte is, en hulle kom vir my sê, weet jy wat, ons wil dalk net ons mamma of ons pappa of wie ook al, net hulle hande was of hulle voete was of so, Ja. Dan laat ons dit absoluut toe. Wonderlik. Ons doen dit vir hulle, ja. So, julle vat basies elke situasie so half op sy eie. Dit hang af van wat die gesin nodig het, wat die familie nodig het. Ek wil graag by hoor, as jy sê, julle doen konsultasies by die huis. Wat bedoel jy met 'n konsultasie? Wanneer, kyk, kom ek vir jou verduidelik, daar's 2, 'n mens kry 'n natuurlike oorsaak van sterfte en onnatuurlik. Onnatuurlik is wanneer iemand self dood of dalk in 'n motorongeluk of so tot sterwe kom, dan moet so 'n liggaam eers staatslykshuis toe gaan vir 'n nadoodse ondersoek. 'n Natuurlike sterfte is wanneer iemand by die huis sterf aan 'n siekte of so, of in 'n hospitaal. Wanneer iemand by die huis sterf, en hulle skakel my, reël ek persoonlik vir 'n ambulans. Ek laat nie my families dit doen nie, ek reël persoonlik vir 'n ambulans, en wanneer hulle dan klaar afskeid geneem het en alles, dan neem ons die liggaam na ons toe, ons skakel die familie en sê, jou geliefde is veilig by ons, en dan gaan ons en ons kry die doodsertifikaat. Ons het 'n dokter wat na ons toe kom, wat vir ons die doodsertifikate uitreik. Dis eintlik net die
soos ons sal sê in Engels 'n notification of death, en dan vat ons dit binnelandse sake toe. Ons gaan registreer vir die familie die dood. Ja. Hulle kry by ons nie die papiere net in 'n koevert nie, hulle kry dit heeltemal in 'n lêertjie met al die dokumente wat hulle nodig het, gesertifiseer en afskrifte en alles, en daarmee gaan hulle dan nou ook die eise indien as daar is. Ja. Nou wat die reëling aanbetref wat jy my gevra het, as ons 'n konsultasie by die huis doen, dit wat ons sou gereël het, wie's die predikant, die blomme, die begrafnisboekies en alles. Ons gaan doen alles by die familie daar. Ja. Okay. En hulle kry ook 'n keuse van klere wat hulle wil hê ons moet vir die families aantrek, vir hulle naasbestaandes aantrek, en baie keer dan vra die familie vir my, wat moet ons hom aantrek? En weet jy wat? Ek sê altyd dit waarin hulle die gemaklikste. Hulle gemaklike klere. Das. Verseker. Ja. Gesels 'n bietjie met Louise Nel van Louise Nel Begrafnisondernemers. Louise, ons tyd wat so klein bietjie ook uithardloop, maar julle doen baie goeie werk, soos ek sê, ook baie geluk weer eens met The Best of Bloom. Ek wil wel by jou hoor ook net polisse, daai tipe goeders, begrafnispolisse, doen julle daai tipe ding ook? Kan mense as hulle 'n polis iewers anders het, julle nog steeds gebruik? Hoe werk dit? Ja, weet jy, ons kan verseker, het ons ook begrafnispolis wat baie bekostigbaar is, en wanneer iemand 'n begrafnispolis by iemand anders te red of so, het hulle nie nodig net om daai ondernemer te gebruik of wat nie. Hulle kan dis help vir almal om hulle eise in te dien en alles, en dan op so 'n manier help ek my families ook. Wonderlik. Hoor, so baie dankie vir die inkom en vir die werk wat julle doen, want ek moet sê, ek dink dis nogal 'n ding. Ek het onlangs ook deur so deur dood in die familie gegaan, en dis maar 'n stadium waar jy gaan wat jy nie nou lus is vir al die dinge nie. Jy weet, want daar's so baie admin, en mens besef dit nie altyd nie. So dis geraai dat julle dit uit die mense se hande uitvat. Ja, want weet jy, gewoonlik as die dood intree, dan val mense kaarthuis heeltemal in mekaar, en hulle weet nie watter kant toe nie. Waar begin jy? Waar begin jy? En dis hoekom ons daar is. So hulle moet jou bel. Hulle sê gewoonlik 'n troue reël mense in 'n jaar, maar 'n begrafnis so 3 dae. Ja. En ons moet sorg dat dit regtig vir die families mooi is. En dis wat julle doen. So waar kry die mense julle in die hande, Louise? Hulle kan my persoonlik skakel. Ek is 24 uur beskikbaar, 365 dae van die jaar, en my nommer is 082 484 6008. Louise, baie dankie weer eens, hoor. Baie dankie. Jy is aangestel hier op Milie FM, kom ons oor, so 21 minute oor 3. Ek sal vir julle saam met jou so op hierdie Dinsdag. Hoop jy het 'n baie rustige een so ver. Onthou, bly ingeskakel, jy is definitief op die regte plek. Kopper Bloemfontein geleë.